Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. En 'n vrou wat 'n ongelowige man wat instem om by haar te bly, moet nie van hom skei nie. 'n Gelowige vrou geheilig. En die ongelowige vrou is deur haar gelowige man geheilig. Anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. As die ongelowige egter wil skei, laat hy skei. In sulke gevalle is die broer of suster nie gebonde nie. God het julle egter geroep om in vrede te leef. Want hoe weet jy, vrou, of jy nie jou man sal red nie? Of hoe weet jy, man, of jy nie jou vrou sal red nie? Hoe ook al, laat elkeen leef in ooreenstemming met wat die Here aan hom toegedeel het, soos God elkeen geroep het. En so reël ek ook in al die gemeentes. Iemand wat besny was toe hy geroep is, moet dit nie ongedaan laat maak nie. Iemand wat onbesny was toe hy geroep is, moet hom nie laat besny nie. Die besnydenis beteken nie iets nie. Die onbesnedenheid beteken nie iets nie, maar wel die gehoorsaamheid aan God se gebooie. Laat elkeen bly in die situasie waarin hy was toe hy geroep is. Is jy geroep toe jy 'n slaaf was? Laat dit jou nie kwel nie, maar as jy tog kan vry word, maak ten alle koste daarvan gebruik. Want die slaaf wat deur die Here geroep is 'n vrygemaakte van die Here. Net so is die een wat as 'n vry mens geroep is, 'n slaaf van Christus. Julle is duur gekoop, moenie langer slawe van mense wees nie. Broers, laat elkeen voor God bly, soos hy was, toe hy geroep is. Dankie Mia vir die lees, Gerardus vir die bid, goeiemôre vriende, baie welkom hier so by ons vanoggend. My naam is Dewald, vir die wat my dalk nie ken nie, sommer maar net een van die ligpunters, en ek gaan vanoggend so 'n bietjie praat oor die getroude lewe met ons. Vriende, as jy by ons kuier vanoggend, baie welkom aan jou ook. Dis vir ons lekker om jou hierso te hê. Ons is hier, soos die wet vroeër genoem het, in 1 Korintiërs. Nuwe mense, nuwe lense is die reeks. Ons sê nuwe mense, want die goeie nuus van Jesus verander ons lewens. En ons sê ook nuwe lense, want soos vir die goeie nuus van Jesus ons lewens verander dit dan ook hoe ons lewe. En julle, dit is waaroor 1 Korintiërs gaan. Nou, ek gaan nie inspring, want ons het 'n bietjie werk om te doen. Gerardus het reeds vir ons gebid, julle. So ek gaan vertrou die Here gaan vir ons help, soos wat ons deur hierdie teks werk. Dis regtig goeie goeters wat Paulus vir ons leer hier vanoggend. So, kom ons kyk wat leer God vir ons. Nou, julle, om hier in te spring, jy weet, net soos met vandag se kerk, het die kerk wat Paulus in Korinthe geplant het, bestaan uit seer mense. Dit het bestaan uit gefrustreerde mense, sondige mense, gebroke mense en onseker mense. Mense maar soos ons, mense wat uit geskeide huise uitgekom het, mense in moeilike huwelike, mense wat egbreek ken, weduwees, weewenaars, losbandige mense en enkel lopende mense wat onseker was oor die toekoms vir hulle self. En dan saam met dit julle was daar ook baie teenstrydige stemme gewees in die kultuur rondom hierdie dinge. En twee sulke teenstrydige stemme wat baie bekend was in die tyd van Korinthe was die Stoïsyne en die Siniste gewees. Dis nou die Stoics en die Cynics. Die Stoïsyne het geleer dat die enigste waardige lewe 'n lewe van verantwoordelikheid was. Jy trou, jy kry kinders en jy kom jou pligte na. Jou verantwoordelikheid teenoor almal is baie belangriker as jou persoonlike geluk. As jou pligte jou ongelukkig maak, dan soek onderlangs jou geluk iewers anders as jy moet, maar bly by jou pligte. So die Stoïsyne was lief gewees vir die storie van Sisyphus. Hulle het gereeld hierdie storie vertel. Sisyphus moet elke oggend 'n klip teen die berg oprol, sodat dit net elke middag weer teen die berg kan afrol. En dan moet hy dit elke dag bly doen. En dit is Sisyphus se lewe. Nou, wat is die antwoord tot so 'n lewe? Wel, die antwoord daarop is dat jy daai klip elke dag teen die berg moet bly oprol met oorgawe.
Jy gee jouself daaraan. En so gee jy betekenis aan dit. Dit is wat die Stoïsyne met verantwoordelikheid bedoel het. Jy weet, jou plig teenoor jou man, jou vrou, jou kinders, jou gemeenskap maak jou dalk nie altyd self gelukkig nie. Maar dit is jou klip om te rol en jy moet dit elke dag bly doen met 'n oorgawe wat dit betekenis gee. Nou prakties het dit wel beteken dat kinders soms in huise groot word waar pappas en mammas baie ongelukkig en belas lyk. Party pappas kyk pornografie in die nag en in die oggend kyk party mammas rond by die gym, maar albei gaan werk elke dag pligsgetrou vir die gesin. En sulke kinders het soms dan sinies geword oor al die konsyse pligte wat hulle lewens betekenis moet gee. En vir hulle was die stem van die siniste meer aantreklik. Die siniste het geleer wat die film Titanic jare terug so goed uitgebeeld het. Gooi jou sogenaamde pligte oorboord en volg net jou eie hart. As jy in 'n moeilike huwelik is, skei. Inteendeel moet dalk nie eers trou nie. Veral nie as dit in die pad van jou drome gaan kom nie. Kinders is gewis 'n kruis om te dra wat jy dalk moet vermy, want jou enigste ware verantwoordelikheid is teenoor jouself. En prakties het dit weer dikwels na losbandigheid toe en aan leegheid toe gelei. En dit het ook maar klippe gebring om teen berge op te rol. So julle te midde al hierdie dinge, kom die kerk van Korinthe na Paulus toe met baie vrae oor die lewe. In 1 Korintiërs 7 gaan hulle vra spesifiek oor die getroude en die ongetroude lewe. En Paulus antwoord met die goeie nuus van Jesus. En hoe dit van toepassing is op die getroude en op die ongetroude lewe. So ons het verlede week reeds gekyk na die ongetroude lewe en vanoggend wil ons fokus op die getroude lewe. Ons wil begin deur eerstens te vra wat Paulus die kerk leer omtrent die goeie nuus van Jesus. En dan wil ons kyk wat die toepassing daarvan is op die getroude lewe. So, ons eerste vraag vanoggend, jy weet, wat leer Paulus die kerk omtrent die goeie nuus van Jesus? En dit kom uit in sy woorde wat ons verlede week aangeraak het, maar ons gaan bietjie stil staan daar vandag. Dit kom uit in sy woorde, bly soos jy is. Bly soos jy is. En weer daai verse wat ons verlede week ook aangeraak het, 17, 20 en 24. Kom ons kyk gou na daai verse julle en dan gaan ons wegspring met hierdie gedagte. Laat elkeen leef in ooreenstemming met wat die Here aan hom toegedoen het, soos God elkeen geroep het. Dan vers 20, laat elkeen bly in die situasie waarin hy was toe hy geroep is. Vers 24, laat elkeen voor God bly, soos hy was toe hy geroep is. So julle, wat gaan hier aan? Wel, die kerk in Korinthe kom na Paulus toe met vrae oor die getroude en oor die ongetroude lewe. Moet dit die een of moet dit die ander? Nou die onderliggende gevaar hiermee is dit, iets in my omstandighede moet my lewe beantwoord. Iets in my omstandighede moet my lewe bevredig. Dis soos die rympie, the bear went up the mountain to see, the bear went up the mountain to see, the bear went up the mountain and what did he see? He saw the other side of the mountain. Die getroude lewe, soos die ongetroude lewe, het voordele en nadele. Van 'n afstand lyk die voordele altyd beter as dit wat jy reeds het. En van naby lyk die nadele altyd slegter as dit wat jy eintlik wou hê. So wat nou gemaak? Wat Paulus met die formule nou tot die lewe wees? Paulus se antwoord is, bly soos jy is. Met ander woorde, wag. Voor jy agter elke prentjie, elke advertensie en romantisering van die getroude of die ongetroude lewe aanhardloop, begin eers met God. Wat het jy reeds in jou verhouding met hom? Die Bybel leer ons dat lewe met betrekking tot enige ding in die lewe nie met die dinge van die lewe begin nie, maar met ons verhouding met God.
En dit is wat Paulus bedoel met bly soos wat jy is. Paulus het natuurlik julle baie dinge om te leer oor die getroude en die ongetroude lewe, maar dit als begin eers met God en ons verhouding met hom. So, wat leer Paulus ons omtrent ons verhouding met God? En so kyk saam met my na verse 18 en 19. Dit sê daar, iemand wat besny was toe hy geroep is, moet dit nie ongedaan laat maak nie. Iemand wat onbesny was toe hy geroep is, moet hom nie laat besny nie. Die besnydenis beteken nie iets nie, die onbesnedenheid beteken nie iets nie, maar wel die gehoorsaamheid aan God. So hierdie verse julle help ons om iets baie belangrik te verstaan. Voor ons lewe en enige iets soek, vind ons dit as ware in gehoorsaamheid teenoor God. Dis waar die geheim van die lewe sit. Paulus verduidelik dit, jy weet, aan die hand van die besnydenis hier. Die besnydenis was 'n uiterlike teken dat jy aan God behoort. Maar die teken is nie meer belangrik nie, want die realiteit daarvan het gekom. Jesus se lewe en dood gee ons die ware besnydenis dat ons aan God behoort. So, sy heilige lewe het ons geheilig en sy dood vir ons sonde het ons gereinig. En daardeur is ons nou geheilig en rein. En dit maak ons waardig om die Heilige Gees van God te ontvang, want dit is die Heilige Gees van God. Ons word waardig verklaar deur Jesus se werk vir ons, en daardeur kry ons die Heilige Gees. God se Heilige Gees kom nou in, en laat ons aan God behoort, en die Heilige Gees bly ons dan oortuig dat ons aan God behoort. Romeine 8 vers 14 leer ons dat almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. En dis die kerngedagte hier. Kinders van God. Met ander woorde, wat ook al in ons lewens aan die gang is, die Gees lei ons na God toe daarmee, want ons is sy kinders voor ons enigiets anders is in die lewe. Dit is ons besnydenis. Dit is wat die goeie nuus van Jesus met ons doen, wat dit van ons maak. Dit is wat Paulus bedoel wanneer hy leer dat ons gehoorsaamheid aan God die beginpunt is met al die dinge van die lewe. Ons soek nie ons lewe eerste in die getroude of die ongetroude lewe nie. Ons soek dit eerste by God, want ons is sy kinders. En deur sy Gees wat ons daarvan bly oortuig en ons na hom toe lei, wil hy ons leer om hom te gehoorsaam net waar ons is, sodat ons lewe daaruit kan begin kry. So, my oudste seun van 11 het na my toe gekom onlangs oor 'n meisie van 13 wat met hom wil uitgaan. So hy voel bietjie onseker oor die saak. Hy het ook sy eie gevoelens vir haar. En dit maak hom nog meer onseker daaroor. Ek dink sy is heel wat langer ook as hy. Sy het ook al met een van sy vriende uitgegaan en dit het nie goed gegaan nie. En dit maak hom nog meer onseker daaroor. So hy wil weet, pappa, wat moet ek doen? Een van ons huiswaardes waarmee ons die kinders disipel is dit, julle, God se stem eerste. So met alles wat die kinders bring wat hulle onseker maak, is ons eerste antwoord altyd, kom ons gaan luister na God hieroor. Nie dat hy ou altyd weet wat God leer hieroor nie, maar ons gaan uitvind. Kom ons gaan luister na God hieroor. So ons gaan toe na Genesis toe, waar God leer dat die man en die vrou vir mekaar geskep is, om saam te wees. So, my seun kan rustig wees oor sy gevoelens vir meisies wat begin posvat. Dit kom van God af. En ons kan hom vertrou met dit. En hy het boonop julle ook 'n plan daarmee. Wat's die plan? Wel, hoe ons dit aan ons seun probeer kommunikeer is dat God hom daardie gevoelens gee, sodat hy sal besef hy wil nie meer 'n seun bly wat sy ouers se yskas leeg eet nie. Maar dat hy 'n man sal wil word wat 'n lewe sal bou, wat hom uit sy pa en ma se huis sal vat en hom op sy eie voete sit, sodat hy 'n vrou kan trou. Dis hoe sy gevoelens vir meisies hom nou moet rig volgens God se woord. Dit rig hom eintlik julle na God toe, nê? Om by God te leer hoe om 'n man te word wat 'n vrou kan trou. En ek dink dit is Paulus se punt hier.
Die vraag oor die getroude en die ongetroude lewe waarmee die Korintiërs kom, bring hulle eintlik terug na God toe. Dit is waar God met hulle lewens wil werk, om hom te hoor en om hom te gehoorsaam. Dit is waar God hulle wil leer om sy kinders te wees. En so is dit met ons. Ons weet nie altyd hoe om te wees, wat om te doen, wat of hoe moet verander, en of ons moet bly en of ons moet beklei teen die getroude of die ongetroude situasie waarin ons is nie. Voordele en nadele, op en af. Maar ons bly na God toe kom. Soos die Gees ons na hom toe lei, om by hom te leer hoe om sy kinders te wees. Hoe om hom te gehoorsaam. En met die uitkoms daarvan wil ons hom vertrou, want daarin is ons lewens. En so vriende, dit is wat Paulus bedoel met bly soos jy is. Dis waar hy begin met hierdie vraag. Nou ja, jy weet, dis makliker gesê as gedaan. Mens lyk nie aldag of die Here met enigiets konstruktief is in ons lewens waar ons huidiglik is nie. En gehoorsaamheid aan hom lyk ook nie aldag of dit in ons beswil gaan wees nie. So, Paulus verdiep hierdie punt in verse 21 en 23. So, kom ons kyk na daai verse. Is jy geroep toe jy 'n slaaf was? Laat dit jou nie kwel nie. Maar as jy tog kan vry word, maak ten alle koste daarvan gebruik. Want die slaaf wat deur die Here geroep is 'n vrygemaakte van die Here. Net soos die een wat as 'n vrymens geroep is slaaf van Christus. Julle is duur gekoop. Moenie langer slawe van mense wees nie. Paulus leer hier dat die Here soms 'n duidelike en 'n geldige pad uit 'n moeilike ding vir ons wys. En dan neem ons dit met vrymoedigheid. En ons gaan net nou iets hiervan sien met betrekking tot die getroude lewe. Maar dis ook so, julle, dat die Here nie altyd 'n geldige pad uit 'n moeilike ding vir ons wys nie. En dan moet ons in dit bly. En wat maak ons dan? En so dis waar die krag van hierdie verse uitkom. Want Paulus vra dat ons dan sal waak teen die stemme van mense wat wêreldse uitkoms vir ons wil bring. Is jou huwelik moeilik? Skei dan. Dis die siniese stem. Of kom wel jou pligte na, maar soek jou geluk onderlangs iewers anders. Dis die stoïsyniese stem. Ons moet pas op vir sulke stemme. Mense wil seker help, maar mense bring ook dikwels uitkomste wat ons slawe van sonde gaan maak. As die Here jou in 'n moeilike situasie laat bly sonder 'n geldige pad uit, laat dit jou nie kwel nie, is wat Paulus ons hier leer. Laat dit jou nie kwel nie. Die Here hou jou daar vir 'n goeie rede. En om ons te help op hierdie punt, dat dit ons nie sal kwel nie, noem Paulus 2 dinge om ons te help. Eerstens, hy leer dat jy's 'n vrygemaakte van die Here. Ek het jare terug in 'n staalfabriek by Yskorp gewerk. Een van die ongeskoolde arbeiders, Jonas, was vir my 'n goeie voorbeeld van dit waarvan Paulus hier praat as hy sê vrygemaakte van die Here. So hierdie ou het sente verdien, ongeskoolde arbeider met geen ander uitkoms. Hy moes vashou aan wat hy het. Hy het tussen die ysters in die fabriek elke nag geslaap. En Yskorp fabrieke in die winter raak koud. Hy was eers aan die werk in die oggend en hy het laaste uitgeklok aan die einde van die dag. En as 'n buitelander het Jonas geen stem of regte gehad nie. Maar hy het ook nie ingegee tot die stemme van drank en losbandigheid nie. Hy was 'n nugter man. Hy het al sy sente huis toe gestuur en hy het self letterlik op brood en water gelewe elke dag. Hy was soos 'n soldaat. Hy het Bybel gelees en gebid en hy was baie ernstig oor dit. En hy het onder andere gebid vir nuwe kontrakte wat nuwe werk sal bring, sodat hy kan bly net waar hy is. Die nuwe kontrakte het gekom. En mense wat geweet het Jonas het gebid daarvoor, van die ander arbeiders was dankbaar saam met hom. Hulle het die Here geloof, hulle het die Here erken daarin. Die nuwe kontrakte het ook werk gebring vir baie van die ambagsmanne wat nooit dankbaar was vir dit nie. Maar net nuwe maniere gekry het om te kla oor alles, nuwe werk om oor te kla. En hulle het elke dag vir ouens soos Jonas uitgeskel en rondgeklap.
Ek vermoed omdat Jonas 'n beter mens as hulle was. Hierdie ouens het 100 maal sy salaris verdien. Hulle het karre gehad om mee te ry, huise om in te bly en vroue wat elke dag hulle kosblikke pak. Maar steeds het hulle heeldag geloop en vloek, almal sleg gepraat, dronk en laat werk toe gekom, vroeg geloop en gereeld na kaal meisies sit en kyk oor hulle vrouens se kosblikke. Ek het eendag vir ou Jonas gevra wanneer hy bietjie rus gaan kry, want die man het hard gewerk. Elke stukkie werk wat daar was, het hy voor ja gesê. En sy antwoord was, ek het net die Here om by te rus, wat my elke dag lei. Vriende, ek het by Jonas iets gesien van die lewe wat God sy kinders gee. Dit sit nie in buitegoed nie. Sy omstandighede en die ambagsmanne wou hom elke dag breek. Maar sy vryheid was in God self en hy het hom gehoorsaam. Hy het uit God uitgeleef. Die kerkvader Augustine het geskryf, luister bietjie na hierdie woorde. God whom to know is to live. Whom to serve is to reign. And whom to praise is the health and joy of the soul. Jonas het dit gehad. En ek vandag onthou nog vir hom, as ek goed soos hierdie lees van Paulus. 'n Slaaf wat 'n vrygemaakte is van die Here. Vriende, die Here gee sy kinders 'n versteekte lewe in hom. En in hulle gehoorsaamheid aan hom is 'n vryheid en 'n eer wat die wêreld te bowe gaan. Jy ook al gaan lees in die Spreuke hoe dit praat van ontzag vir die Here wat jou bekroon met eer en parels om jou nek. Hulle is nie slawe van mense of omstandighede nie, maar kinders van God. So in verse 21 tot 23 leer Paulus ons nie net dat ons vrygemaak is in die Here is nie, maar ook dat ons duur gekoop is deur hom. Duur gekoop deur hom. Nou ons het eendag met die seuns om die tafel oor hierdie ding gepraat. Stel jouself voor Ruben, ons oudste, dat Hudson, jou jonger broer, heeldag net verkeerd optree. Terwyl jy heeldag net reg optree. Dan kom ons aan die einde van die dag en ons beloon Hudson vir al jou regte optrede en ons straf jou vir al Hudson se verkeerde optrede. En stel jouself voor dat dit jou werklik gelukkig maak ter wille van jou broer. Dit is wat Jesus kom doen net vir ons. Dit is wat dit beteken dat ons duur gekoop is. Jesus het duur betaal om vir ons te gee wat hy verdien en hy het geswoeg en sweet om die volmaakte lewe te lewe. Moenie vir 'n oomblik dink dit was maklik nie. Hy het duur betaal om vir ons te gee wat hy verdien en self te vat wat ons moet kry. En daardeur behoort ons nou aan God se liefde vir sy seun. Dis die diersame kosbare ding wat ons ontvang het. Dit is wat die Gees lewendig maak in ons. Ons is geliefd deur God. God se diersame liefde vir ons. Vriende, dit is ons hoeksteen. Dit is ons lewenskrag in ons getroude en in ons ongetroude lewens. Dit is waarop ons dit bou. Dit maak dat ons na God bly kom om hom te gehoorsaam as ons lewenspad. Want hy het ons innig lief en ons soek ons lewe by hom. Dit is nie 'n klip om teen 'n berg op te rol nie, julle. Dis 'n rots onder ons. Dis veel dieper as net jou verantwoordelikheid. Vriende, dis met hierdie dinge wat Paulus ons bring na dit wat hy ons leer oor die getroude lewe. En ons gaan vanoggend net kyk na daai verse 10 tot 16. So ek wil begin daar by verse 10 en 11 soos ons oor die getroude lewe bietjie praat. Hy sê daar, aan die wat getroud is, gee ek die opdrag, nie ek nie, maar die Here. Onthou die gehoorsaamheid aan die Here, waaruit ons lewe is. Hier kom 'n opdrag van die Here, nie ek nie, maar die Here, dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie. As hy tog skei, laat sy ongetroud bly of haar met haar man versoen, en 'n man mag ook nie van sy vrou skei nie. So julle, die groot gedagte hier is eenvoudig net dit, bly getroud.
Ons eerste punt vanoggend was, bly soos jy is, in 'n gehoorsame verhouding met God, wat jou heilig, wat jou reinig, wat jou vrymaak, en wat diersame liefde vir jou het, wat besig is om uit te werk in jou lewe. Die toepassing daarvan op die getroude mense met wie Paulus hier praat, is bly getroud. So dis ons tweede groot punt vanoggend, bly getroud. Nou, Paulus praat natuurlik nie hier met mense op hulle witbrood nie. Dit sal snaaks wees om vir mense op hulle witbrood te gaan sê, bly getroud julle. Nee, dis soos om aan 'n vis in die water te probeer verkoop. Niemand trou julle met die doel om te skei nie. Maar die getroude lewe kan regtig moeilik word. En dan wil mense dalk uit. Die ontnugtering. Ons wil onsself oortuig dat ons redes vir die begeerte om te skei goed en reg is. Maar meestal is dit net omdat die getroude lewe moeilik word. En dan wil ons uit. Die egskeidingssyfers oor die wêreld kan nie verduidelik word deur goeie geldige redes verskyn nie. Dis omdat die huwelik moeilik word en dan wil mense dalk uit. Dit is waarom Paulus eers leer dat ons lewe by God moet vind en ons vertroue op hom en in gehoorsaamheid aan hom voor ons dit in ons getroude lewens gaan soek. Want hy weet die getroude lewe kan moeilik word. En dat ons 'n dieper fondasie in God moet hê om deur die moeilikheid daarvan te werk in gehoorsaamheid aan God, ook vir sy leiding daardeur. Nou dit is so julle dat die Bybel goeie en geldige rede verskei gee. En Paulus raak in een so rede in ons teks. En ons gaan oor 2 weke van nou af, soos wat die wet vroeër genoem het, in baie meer detail daaroor praat. Want ons weet daar's waarskynlik baie vrae daaroor. Maar meeste mense wat wil skei omdat die getroude lewe moeilik word. Dat die getroude lewe moeilik word, het ooglopende redes. Ons almal ken dit. Dit bring stres, die getroude lewe bring stres. Toe ek en my vrou kinders beplan het my budget 1 kind toegelaat. Sy het na die budget gekyk en gesien ons heeltemal te veel stokperdjies op. Toe word my plan haar plan en dit het 2 kinders toegelaat. So totsiens stokperdjies. Toe kyk die Here oor ons albei se skouers en besluit dat ons heeltemal te veel op 'n budget staat maak. En toe word ons plan, sy plan wat 3 kinders toelaat. Totsiens budget. En so vriende, nou lewe ons in God se plan met stres en gebed en leer hom vertrou van maand tot maand. En elke maand is dieselfde ding. Stres en gebed, vertrou hom en hy kom deur. Die getroude lewe bring stres julle. Die getroude lewe bring ook baie kommernisse. Baie kommernisse. Toe rowers ons huis binnekom, het hulle nie gemik vir my nie. Hulle het gemik vir my vrou en hulle het gemik vir my kinders. Ons kon 2 in 'n kamer beveilig, maar die 3de een was uitgelewer. Ons moes 'n keuse maak. Kies die 2 en die 1 is uitgelewer. Die Here was ons genadig daardie dag want hulle het hom nie eens raak gesien nie. Ek weet nie wat sou gebeur het as hulle het nie. Op Ligpunt gesin aande, soos ons huis toe ry, kom dronk ouens soms verbygejaag. En skep 'n hengse klomp gevaar op die pad. Dan word ek regtig kwaad, want ek het 'n familie in die kar. Partykeer moet ek myself keer om nie daai ou te gaan soek nie. Die getroude lewe maak mens bekommerd oor baie sulke dinge. Toe ek kinders gekry het, het ek begin agterkom dat daar's oorloë in die wêreld en dat mense slaan mekaar en dat die toekoms lyk nie so duidelik nie. Onsekerhede. Al die goeters wat aangaan in die wêreld skielik raak als persoonlik en bedreigend. Die getroude lewe bring kommernisse. Julle, die getroude lewe verdeel ook jou aandag, nê, en dit kry mense soms onder soos jy 'n klomp balle in die lug probeer hou. Verlede week moes ek preek skryf, pastorale en diakonale dinge hanteer wat nooit lekker op 'n kalender pas nie, 'n konferensie help beplan, 'n kind se verjaarsdag inwerk
'n ander kind het siek geword met take wat moet klaar en 'n ander kind loop rond in die nag wat jou slaap wegvat. Wat is slaap, julle? Terwyl my vrou gaan kamp het. So. Sy is baie bly daaroor en ek is natuurlik baie bly vir haar. So. Julle stres, kommernisse, verdeelde aandag. Wat hierdie goed doen is dit ontbloot en voed natuurlik ook die sonde in jou vrou of in jou man. Nee, en dan in jouself. Baie argumente in die getroude lewe gaan oor wie die grootste sondaar in die situasie was. Oor die kinders twyfel niemand nie. Ek beloof dat nie ek of my vrou het ons kinders leer jok nie. Nee. Hulle het dit lankal gedoen voor ons hulle dit kon leer. Julle die getroude lewe maak uit enkel sondaars 'n gesin van sondaars. Te midde stres, kommernisse en balle in die lug wat dit alles ontbloot en voed. In ons huis is ons nou 5 sondaars wat elke dag van elke week met alles wat elke dag aangaan om die tafel probeer kom om saam te wees en vir mekaar lief te bly. Baie keer is daardie tafel 'n kruispunt. Gaan ons uit mekaar spat in sinisme of gaan ons die Here toelaat om die hoof van ons tafel te wees en ons in daai situasie te leer hoe om sy kinders te wees soos wat ons na mekaar toe probeer lewe. En julle saam met dit moet ons ook besef dat die Here se werk in die getroude lewe tyd vat om goeie vrugte te maak. Dis soos 'n appelboom. Hy dra nie in sy eerste jaar nie. Dis nie 'n oornagse ding nie. Dit vereis jare se vergifnis, verdraagsaamheid, leer, verandering, stoei om aan mekaar se kant te probeer staan en geduld te hê om 'n gesonde verstandhouding te ontwikkel. Wanneer Paulus ons leer dat ons nie mag skei nie, dan bedoel hy daarmee dat die getroude lewe in God se plan 'n lewenslange werk is waaruit God iets goed wil bring. En as ons bereid sal wees om in die goeie stryd van geloof en gehoorsaamheid aan God daarin te bly, dan begin daai ding wys. En natuurlik julle met baie hulp van God, sy woord, sy gees en sy mense af. Ons getroude lewens is ook in gemeenskap. My ouma het altyd spottend vertel hoe dit net die eerste 70 jaar is wat moeilik is. Dit het sy vertel terwyl sy my oupa elke dag moes bad. Sy lyding moes verdra, want die prostaatkanker het sy lewe hel gemaak. En dit het haar 'n werklike kruis gegee om te dra. Julle, dit was nie haar klip om teen die berg op te rol nie. Dit was haar liefde vir hom wat oor jare sterk geword het in gehoorsaamheid aan God. Hulle was regtig een. Dit kan ek getuig van my ouma en oupa. Hulle was een. Te midde al die swaar kry, het dit vir my soms gelyk of hulle op 'n witbrood is. Die res van ons het swaar gekry. Maar hulle was op 'n witbrood. En julle iets van die boodskap van God se liefde deur Jesus het deur hulle omgee vir mekaar vir my gewys. En toe ek en Cathy begin praat het oor trou, het ek haar oupa na oupa gaan ontmoet. En haar ouma was al 10 jaar lank siek in die bed en haar oupa was besig om blind te word. Maar hulle het mekaar bly help. Daar was nie opvlammende argumente oor wie aan wat skuldig is of wat die ander een nog skuld om bevredig te word in die lewe nie. Hulle was lankal nie meer vir daardie redes getroud nie. Dis asof hulle deur daai dinge al gewerk het. Daar was by hulle net 'n sterk en 'n stil verbond dat hulle daar is om mekaar te help, om mekaar te dien, om mekaar te koester met geen rekord van die kwaad nie. Dis wat ek by hulle gesien het. Maar julle, dit was vir my getuigskrif van dit wat Paulus bedoel met bly getroud. In gehoorsaamheid aan God en wat hy oor tyd met ons getroude lewens wil doen. Dis wat Paulus bedoel met bly getroud. Hy het sy oog op dit. Wanneer Paulus ons leer dat ons nie mag skei nie, dan bedoel hy daarmee dat die getroude lewe 'n lewenslange getrouheid vereis om sy goeie vrugte te maak.
wat die Here se plan daarmee sal wys. So met al hierdie dinge wat Paulus ons leer oor die getroude lewe, raak hy ook aan die feit dat mense wel skei. Dis 'n realiteit. En ons sien dit daar in vers 11 waar hy skryf, as hy tog skei, laat sy ongetroud bly of haar met haar man versoen. Hy praat hier oor vroue wat skei, maar dit is dieselfde vir die mans. En julle belangrik om te verstaan, Paulus praat nie hier van mense wat vir geldige Bybelse redes skei nie. Ons kan nie vandag na daai redes kyk nie, want ons sal onreg doen aan die saak. Dis 'n onderwerp wat sy eie tyd nodig het. So, ek noem net weer dat ons oor 2 weke hierna gaan kyk. Maar Paulus praat hier van mense wat skei, maar hulle moes eintlik vasbyt. Die gevaar is nou dat hulle 'n patroon gaan vorm van een getroude lewe na 'n volgende getroude lewe, na 'n volgende getroude lewe, op soek na iets wat hulle nie gaan kry nie. Die ou mense het gepraat van trou wat nie perde koop is nie. 'n Perd kan jy koop en as of wanneer hy nie meer lekker ry nie, kan jy hom weer verkoop. Maar nie so met mense nie. Daar is in ons wye kultuur wel 'n perdekoop mentaliteit waarmee mense trou en skei en weer trou en weer skei en weer trou. En dit is waarteen Paulus hier praat, julle. Die kerk behoort te bestaan uit mense wat die lig ontvang het om te sien dat dit wat mense regtig nodig het in die lewe is om nie so gebruik te word en geruil te word nie. Maar wat mense regtig nodig het in die lewe is die getroue liefde van Jesus wat sy lewe gee vir sy bruid. Die getroude lewe is goed en konstruktief uit so 'n gees uit. Wat ons nie wil doen nie, is om die getroude lewe 'n perdekoopding te maak. Dit is nie God se doel daarmee nie. En dit is nie sy goeie nuus aan mense daardeur nie. En dit is julle waarteen Paulus hier waak. Hy wil dit beskerm. So laat mense wat in hulle getroude lewens iets soek, dit nie daar kry nie en dit weer in nuwe getroude lewens gaan soek, dit nie daar kry nie en daai patroon vorm. Laat sulke mense dan liewer ongetroud bly, is wat Paulus hier sê. Laat hulle by God hulle lewens leer kry. Wag, staan stil, kom terug na God toe, soek jou lewe by hom, kry jou lewe daaruit en bly by hom tot jy jou lewe by hom begin kry. En as jy dan enigstens kan, probeer terugkom na jou getroude lewe toe wat jy agtergelaat het. Dit is wat Paulus hier leer. En vriende, dit maak vir ons waaksaam in 'n kultuur waar die getroude lewe maklik perde koop word. So Paulus beweeg aan en hy praat ook nou van mense wat hoor dat hulle getroud moet bly, maar in huwelike is waar net een party die pad van gehoorsaamheid aan God wil stap. Nou, dis nie dat die ander party wil skei daaroor nie, maar vriende, so huwelik is besonder moeilik. Paulus se antwoord hierop is nog steeds bly getroud. En ons sien dit dan in verse 12 tot 14. Ek lees dit vinnig vir ons. As 'n broer 'n ongelowige vrou het wat instem om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie. En 'n vrou met 'n ongelowige man wat instem om by haar te bly, moet nie van hom skei nie. Die ongelowige man is immers deur sy gelowige vrou geheilig en die ongelowige vrou is deur haar ongelowige man geheilig of deur haar gelowige man geheilig. Anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Nou, dalk is hierdie 'n moeilike woord vir jou om te hoor vanoggend, want jy is in so 'n situasie en jy wil dalk uit, want dit is moeilik. Paulus vra dat jy steeds jou getroude lewe sal sien as iets van God af, waarin hy wil hê jy moet bly, met die troos dat jou lewe in hom jou 'n versteekte lewe en 'n vryheid sal gee wat waarskynlik gaan verdiep as gevolg van jou situasie. En met die hoop dat jou lewe in hom ook 'n lig oor tyd sal wees vir jou ongelowige vrou of jou man en jou kinders. Dit is wat hy bedoel met hulle wat geheilig is deur jou geloof. Dit bring hulle onder die invloed van jou lewe in God. En jy weet, alhoewel dit nie die getroude lewe is waarvoor jy noodwendig hand opgesteek het nie, is dit wel 'n getroude lewe voor God.
En dit kan deur sy werk daarin ook met tyd wonderlike vrugte dra. Deur jou getrouheid aan hom. En dit kan jou baie vreugde bring, soos wat hy begin om jou gesin te red. En jy het deel daarin. Dis die hoop wat Paulus hierso aandui. Hy gee daai troos vir mense in sulke situasies. En so kan ons sien, hy bring hulle terug na God toe. En hy gee hulle so hoop. Nou julle, ek wonder, hoeveel mense vanoggend hier is, wat kan getuig, van hulle mans of vroue, wat die instrument was vir hulle eie geloof. En hulle dankbaarheid daarvoor. Ek dink dit sal lekker wees om van julle te hoor, want julle getuigskrif kan 'n bemoediging wees vir die van ons wat met sulke getroude lewens stoei. Dit sal goed wees om sulke verhale te hoor. Dit kan ook sulke mense in ons midde nuwe vriende gee, om by hulle te staan in die stryd van so getroude lewe. Vriende, is duidelik dat Paulus ons leer om getrou te bly. Maar ons sien daar in die laaste 2 verse van ons teks, verse 15 en 16, en dit bring ons hier na 'n einde toe. Ons sien daar so hy gee wel een van die Bybelse gronde verskyn. En dit is wanneer jou man of vrou nie saam met jou die pad van gehoorsaamheid aan God wil stap nie. En hulle wil jou skei as gevolg daarvan. Hulle wil uit hierdie huwelik uittreë want hulle wil nie in die rigting gaan wat die Here wil hê julle moet gaan nie. En hulle soek uitkoms. So lees saam met my verse 15 en 16. As die ongelowige egter wil skei, laat hy skei. In sulke gevalle is die broer of suster nie gebonde nie. God het julle egter geroep om in vrede te leef. Want hoe weet jy vrou of jy nie jou man sal red nie? Of hoe weet jy man dat jy nie jou vrou sal red nie? So vriende, Paulus se raad hier is dat die een wat wil werk in 'n huwelik en agter die Here wil aanstap in gehoorsaamheid, nie die ander een wat wil uit daaroor kan forceer om te bly nie. Ek weet daar's mense wat huwelike probeer forceer wat net nie wil wees nie. Paulus sê dit is nie wys nie. Natuurlik sal daar 'n worsteling hier wees, maar as die ander een vasbeslote is om die Here nie te gehoorsaam nie en hy of sy wil skei, dan help dit niks om hom of haar te forceer om te bly nie. Dis ook nie die gedagte met die huwelik nie. Dis nie 'n noodgedwonge saak soos dit nie. Dis 'n hartseer saak. Maar daar's die troos, weer kyk mooi vir die troos hier. Die Here weet, hy sal sy vrede hier oorbring. En hy sal selfs deur dit kan werk om die ander een na hom toe te bring. Maar spreek jy so 'n persoon vry, so seer soos wat dit sal wees, en bly jy soos jy is by die Here. Vriende, laat die Here daarmee werk. Moet nie hierdie situasie forceer nie. Laat die Here daarmee werk. Hy spreek jou vry van so 'n huwelik. En hy sal jou lei na iets beter in 'n nuwe huwelik, of selfs na versoening, of andersins na iets wat jy nog nie kan sien nie, maar aan hom. Want jy bly altyd sy kind, en hy sal jou ontmoet hierin. Dis wat Paulus hier leer. So julle, ek gaan die saak vir nou daar laat. Ons is seker lankal uit tyd uit, so ek hoop dat hierdie boodskap van Paulus vanoggend vir jou 'n bemoedigende wagwoord kan wees. As jy in die getroude lewe is soos ek, en dit soms ook moeilik vind. As vanoggend se woord wel 'n klomp moeilike vrae by jou los, weet ook dat ons vir die volgende 2 weke verder hieroor gaan praat. En kom gesels ook asseblief vir enige ding wat Paulus hier leer wat jou onseker maak. Jy weet, dis nie dat ons al die antwoorde het nie. Maar ons wil 'n gemeenskap wees wat mekaar bystaan en gehoorsaam wees aan die Here en vertrou dat hy ons sal help. Vir meeste van ons vanoggend is die wagwoord dit, en vir meeste mense in die wêreld is die wagwoord dit, om te bly soos ons is in die Here, want ons is sy kinders deur geloof in Jesus. En daarom wil ons getroud bly as ons is, in gehoorsaamheid aan God wat ons vra om te doen. Want hy's besig met iets baie goed daarin, soos baie van ons seker ook kan getuig. So ek gaan vir ons bid, julle. Here, dankie vir die lewe wat Jesus vir ons kom gee het in U. Dit maak heilig, dit maak rein, dit maak vry, dit bring U liefde vir ons lewendig na ons lewens toe.
Dankie vir die Gees wat ons bly oortuig daarvan. Help ons om vanoggend gehoorsaam aan U te wees, veral met betrekking tot die getroude lewe. U vra dat ons in die moeilike situasies van ons huwelike getroud sal bly, getrou aan U, wat iets goeds daaruit besig is om te bring. Vir ons en vir almal wat ons huwelike aanskou en daarin deel. Here, help ons elkeen hierin en help ons elkeen ook met enige vrae wat ons dalk nog het hieroor. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.